Dis die 2 Mei, die eerste Sondag van 'n nuwe maand en die gedagte rondom nagmaal gaan ons bietjie weer hanteer. Maar aangesien ons nou besig is om bietjie te kyk na metafore en veral in verband met die Heilige Gees, merk ek ook op dat by die nagmaal ook metafore betrokke is. Die metafore is daar onder andere brood en wyn en ook 'n paar ander dinge. Maar kom ons begin by Matteus 26 vers 26 in die eerste plek. Daar staan: terwyl hulle eet, dis Jesus en sy disippels by die Paasmaaltyd, het Jesus brood geneem. Dit is die gewone brood wat hulle normaalweg eet. Het Jesus brood geneem en die seun gevra. En toe verander hierdie brood in iets anders as die normale. Dit word 'n metafoor. Hoekom? Hy het dit gebreek, vir sy disippels gegee met die woorde: neem, eet, dit is my liggaam. Skielik verander hierdie brood in die beeld wat die disippels gehad het, na iets anders. En nogal iets vreemd op daardie stadium, want Jesus sê dit is sy liggaam. En ons weet hy verwys na die feit dat hy aan die kruis sou hang en gebreek gaan word, soos hy hierdie brood gebreek het. Maar hy noem dit reeds voor die kruisiging. Hy noem dit sy liggaam. Nou, brood is natuurlik ook 'n baie besondere produk, want dit word gemaak van gebreekte koringkorrels, en ook daardie brekingsproses sien ons in Christus se kruisdood op 'n baie harde en duidelike manier wat tot ons spreek. Maar hy gaan verder in vers 27 en hy sê: toe neem hy 'n beker. En nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle, en weer 'n gewone beker wat hulle waarskynlik al gebruik het en wat normaalweg gebruik word by etes, verander deur die woorde van die Here. Hy sê: drink almal daaruit, want dit is my bloed. Die bloed wat deur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes. Hierdie beker en meer die inhoud van hierdie beker word bloed. Die bloed van die Here Jesus. Die bloed wat 'n nuwe verbond bevestig, beseël, soos wat hy dit hier sê. En daar verander hierdie doodgewone menslik vervaardigde produk wat met gebreekte wyn met druiwekorrels wat gebreek word, vervaardig word en in sap verander en waarvan daar wyn gemaak word. 'n doodgewone produk verander. Dit word 'n metafoor van 'n gebreekte liggaam, 'n geperste liggaam van Christus daar aan die kruis. En om hierdie metafoor verder te onderstreep, lees ek 1 Korintiërs 10 vers 21. Paulus sê: julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van bose geeste nie. Nou hier word weer gepraat van beker, die beker van die Here en die inhoud daarvan wat die beker dra. Die dinge van die Here aan die een kant en aan die ander kant die bose, die verkeerde dinge. Ons kan nie aan albei hierdie dinge tegelyk deel hê nie. Julle kan nie deel hê aan, nou kom hy by die tafel van die Here en ook aan die
tafel van bose geeste nie. Selfs die tafel waar hulle gesit het en waar hulle saam geëet het, verander met hierdie verwysing. En dit word 'n metafoor van die gemeenskap met die Here, gemeenskap met mekaar. En ons moet dit verstaan as 'n groot voorreg. En ons kan nie ook terselfdertyd probeer om aan die bose dinge deel te hê deur aan die tafel by wyse van hierdie metafoor aan te sit van die bose geeste nie. Nou kom ons by interessante verwysing in Efesiërs 5 vers 18 en 20. Nou, kom ons sê dit maar ook vir mekaar. Alkohol, drank het 'n manier om mense te verander, om mens se gemoed te verander. En baie mense word baie vrolik wanneer hulle hierdie wyn gebruik. En nou kom ons by hierdie gedagte in Efesiërs 5. Hy sê daar, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Met ander woorde, as julle dan wil die effek van drank beleef, dan kan dit op 'n ander manier in jou lewe gerealiseer word. Want as jy jou aan drank te buite gaan, sê hy, dan gaan dit met losbandigheid gepaard. Dit kan slegter gaan met jou, as jy op hierdie manier na vreugde en blydskap soek. Hy sê nee, as jy dit wil hê, laat die Gees, met 'n hoofletter, die Heilige Gees, julle vervul. En dan sing julle onder mekaar. Kan jy agterkom hierdie vrolikheid, hierdie aangename gemeenskap onder mekaar? Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. En dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Dit alles is in die nagmaal vir ons beskore. Hierdie metafore wat ons het, wanneer ons aan die tafel gaan sit, wanneer ons die brood eet, wanneer ons die beker gebruik, is alles die wonder van die Heilige Gees, van Christus, van die Here, God Almagtig, wat vir ons dit moontlik maak. En daarom kan ons nie maar die nagmaal net so situ in die verbygaan geniet nie. Kom ons wees ernstig en met waardering en laat die Gees ons help om hierdie wondervoorreg om die nagmaal te vier, werklik iets te laat maak wat die Here dit wil laat wees. Kom ons doen dit en ons eer die Here. Soos hy hier aan die einde sê, dank God die Vader, altyd, oor alles, in die naam van ons Here Jesus Christus. Ook met die nagmaal. Loop mooi.